maar in sy woord is hy nie wonderbaar. Is hy nie wonderbaar. Ek glo, maar ek het gesien, is daar gebeur, maar is hy nie wonderbaar. Yes, is hy nie wonderbaar. Ek het glo, maar ek het gesien, is daar gebeur, as hy nie wonderbaar. As hy nie, hy is die Ratsman, Jesus, hy is die Stefan, yes, hy is die Abba-Vader, en hy is die Mother, hy is die Ratsman, hy is die Stefan, hy is die Abba-Vader, hy is die Ratsman, Jesus, die jag, as wel op 'n goed hierdie strate van Bosbou, as begroet in die mooi onfeilbare naam van ons Here Jesus Christus. Ons elkeen maak hier 'n dag aan ons lewe. Wat 'n dag ook al mag wees, jy maak hier 'n dag aan jou lewe, net soos jou bydag. Net soos 'n Vrydag, net soos 'n Sondag, ons almal maak hier 'n dag aan jou lewe. Of dit nou vir jou goed gaan op daardie dag, of dit nou vir jou sleg gaan, jy maak hier 'n dag en daar is 'n dag vir jou uitgesit. En die Bybel sê daar is 'n dag wat geen mens bekend is nie. En dit is die dag van jou sterfte. Want daar is 'n dag geskrywe by die dokter van jou geboorte. Maar hierdie dag is net bekend by die Here Jesus Christus. Wanneer hy jou sal kom haal, want hy ken die einde tot die begin. Nou die boeke van Johannes 5 praat 'n mooi ding. En hy sê daar is 'n man gewees wat 38 jaar by hierdie bad gelê het en het elke dag vir 'n almoes gesoek. So dit was amper gewees soos 'n rand en 2 rand of 'n fynbreintjie gewees. Hy het nooit silwer of goud gesoek nie, maar hy het 'n almoesie gesoek. En ons almal het 'n dag. Daar is 'n dag wat jy geweet het, die siekte sal nie vir my tref nie. Die onheil sal nie vir my tref nie. Die seëning sal nie my kant toe kom nie. Maar die Here sê daar was 'n dag gewees. En die Bybel verklaar 'n ontmoeting saam met die Here Jesus Christus. En die lewe is nooit weer dieselfde nie. Jy het nooit geweet dat jou beste maat of jou beste vriend of 'n familielid sal op hierdie dag afsterwe nie. Maar die Here weet van hierdie dag wat geskryf is aan die boek van die lewe. Ek wil aan Bosbou bekend maak, ja, jou tempel is vernietig. Die lewe is woes vir jou mekaar. Niks wil aan jou lewe regkom nie. Maar ek wil vanmôre verklaar in die naam van Jesus Christus dat jou dag het aangebreek. En net die Here Jesus is bekend. Hierdie man wat by die bad gelê het vele almoes ontvang by sekere mense. Moontlik gesiende mense, ryk mense. Moontlik iemand wat hulle laases gegee het. Maar hierdie man het 'n ontmoeting nodig het met die finale antwoord. Soos ons almal die finale antwoord ontmoet, naamlik Jesus Christus. Soos ons almal op ons knieë moet buig en moet erken dat ons kan nie meer nie. Ons het hom nodig. Ja, ouderdom. Daar is geen beperking vanmiddag aan 'n ouderdom nie. Ek kan maar vanmiddag die kar het, die huis het, die inkomste het, die finansies het, maar as jy nie die Here Jesus Christus ontmoet het nie, dan is alles in hierdie lewe te vergeefs. Want jy het genesing nodig, nie innerlik nie, maar ook geestelik. Jy het verlossing nodig, nie wat die mense vir jou kan gee nie, maar wat die Here gee. Jy het 'n aanraking nodig, van die Bybel sê sy oor is nie te swaar nie en sy hand as nie te kort, maar koop die taal van die wêreld wat ons in lewe as boos. Die ryk mense wat oor die politiek van oor
Die vyand wat die antichrist as op pad ons weet nie wat die dag van môre vir ons aandoen nie. My jong mens, mama, papa, oma, opa, niggie, leef. Jy wat